Ek weet hierdie is nou so semi-boere gemeenskap. Het laat my so dink aan Koos, die Vrystaatse boer. Nou die DStv het nie so lekker opgevang daar op die plaas waar hy gewerk het nie. En dan, hy was 'n groot rugby ondersteuner en liefhebber, so dan het hy nou altyd so op 'n Saterdagmiddag, veral as dit nou toetsrugby was, dan het hy nou ingery daar na die plaaslike watergat toe, en dan het hy nou so 'n bietjie daar, het hy sy gunsteling plekkie gehad, waar hy nou gaan sit het om die rugby te kyk. Jong, in die middag kom ou Koos daar ingestap, is weer toetsrugby tyd, en hy kom daar ingestap in Vrintie, waar toe hy sy oë oopmaak, toe sit daar net so 'n klein Japanees daar op sy plek. Jesus, maar Koos vererg vir hom, en hy stap daar op hom af, en in sy beste Vrystaatse Engels sê hy vir hom, hy's yous are sittings on my chairs, hy's. Jong, maar voor Koos iets kan doen, haak hy Japanees af, maar hy slat vir ou Koos, laat hy daar trek. So 10 minute later kom ou Koos by, en hy sê, oh, what was that? Die Japanees kyk hom so, hy sê, that, my friend, is karate from Japan. Jong, en nou Koos is dryfster daar uit. Volgende Saterdag selfe storie, Koos stap daar in Vrintie waar selfe Japanees, selfe plek. Koos vererg hom weer, hy stap weer daar op hom af. Hy sê vir hom, hy's you're sitting on my chairs, hy's alweers. Jong, en nog voor hy iets kan doen, slat daai Japanees vir hom. 15 minute later kom ou Koos by, en hy sê, what was that? Japanees kyk hom, hy sê, that, my friend, is Fujitsu from Japan. Maar die derde Saterdag, toe's Koos reg. Stap daar in, selfe Japanees, selfe plek, Koos stap daar op haar Japanees af, maar hy slat vir Koos, vir die Japanees, laat hy daar trek. Die wedstryd is verby, Victor Matfield en al die ander het al hulle opsomming van die wedstryd gegee, hier kom die Japanees by, en hy sê, what was that? Ou Koos kyk hom, hy sê, that, my friend, is the spanner of a turbo diesel bakkie, and that also comes from Japan, jy weet. Nou ja, ek hoop regtig, dat julle ons paar dae saam gaan geniet, en dat julle nou so 'n bietjie ontspan. Ek wil vir julle sê, ek het 'n beter helfte, so hier aan my agterkant is my persoonlike vrou, Eloise. Ons is verskriklik dankbaar, die dogters het haar looks gekry, maar gelukkig my brains. So, hulle het 'n baie goeie kombinasie gekry, so ek wil sommer net vir my persoonlike vrou net dankie sê. Sy is vir my 'n geweldige hulp en bydra en help geweldig in die gemeente en 'n partner in crime. En ek moet vir jou sê, sy is die georganiseerde, agter mekaar, gereelde, systems, structures, as die goeders werk daar in die gemeente, en dan sit sy wat dit aan mekaar sit, jy weet, so, wil sommer net vir haar dankie sê, daar is al klompie wat saam met my die gemeente hier is, ek gaan hulle nou aan julle voorstel, hoorie, dit is nou soos hierdie infomercials wat jy kry. As jy vandag opteken, dan kry jy dit en dit en dit en dit, maar dis net vir vandag. So ek wil vir julle sê, dis net vir vanoggend. Hulle het nou spesiaal deurgery van Rodepoort af, en hulle is hier om vir julle te bid na die tyd. Regtig vir julle te bedien. Ek weet hoe dit nou gaan met hierdie reekse, en ons sal nou net eers hierdie mannetjie nou uitkyk, en dien hy daarom die Here, en het hy daarom nou iets sinvols om te sê. Moet asseblief nie huis toe gaan nie, hulle is hier, ek sal nou ietsie oor elkeen van hulle sê, maar maak gebruik van die geleentheid, en dan kan ons 'n bietjie met hulle werk, en dan sal dit help as ek die presenter aansit. Right, laat ons gaan try. Kan ek maar die knoppie druk? Hy het gewerk voor die tyd. As hy het gewerk. Alright, kan ek, wag maar, ek wil nou net gou, alright, daar's hy. Ek wil vir jou vra, en dis die tema vir die paar dae wat ons saam is. Het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy gelowig geword het? En hierdie sinnetjie is nie Pieter Nel wat dit uitgedink het nie. Hierdie sinnetjie staan net so in die Bybel. Dankie. Hier's iemand wat wakker is. Mevrou, wat is jou naam? Elise, baie dankie. Hier's daarom iemand wat gehoor het, lekker amen gegee. Dankie daarvoor. Daai sinnetjie staan net so in die Bybel.
Het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy gelowig geword het? Dit staan net so in die Bybel. Maar voor ons daarby uitkom, julle kan nou maar die knoppie druk daarbo, as julle reg is, gooi hom, ons gaan gou-gou na hierdie video's en dit kyk. Who, and this is important, who is the Holy Spirit? Well, there's a lot to that. But I like to say that the Holy Spirit is Jesus without boundaries and limitations. The Holy Spirit is Jesus on the cloud, as you would put it in technical terms like technology. The Holy Spirit is the one who gives us boldness to evangelize. Think about what he did with Peter in Acts chapter 2. The same man who denied Jesus now boldly proclaiming the gospel. And for every time he denied Jesus, 1,000 people came to the Lord. Think about the Holy Spirit and how he stirs faith within the soul, causing us to believe for the miraculous in ways that we would not have otherwise believed. The Holy Spirit is the one who helps us to pray, because no man or woman, no matter how anointed they are, knows the way into the presence of God. Only the Holy Spirit knows the way into the presence. And so in prayer, he guides us. In worship, he reveals Jesus and makes him real, causing our hearts to be stirred and burn with holy fire to where we cannot contain that passion that overflows with us as adoration of Jesus. The Holy Spirit is the one who helps us to walk in holiness. So for those who are bound and weighed down by the shame and the sickness that is sin, the Holy Spirit offers freedom. He is the Holiness Spirit, the one who breaks the power and the chains that, even those habits that people have had for years, he breaks those addictions, he breaks those bondages. The Holy Spirit is the one who delivers the captives from demonic oppression. The Holy Spirit is the one who moves in us and gives us revelation of the Word. Sometimes when we read the Word, we're saying, I just want to see Jesus. He causes the information of the Word to go from just information to revelation, and revelation brings transformation. The Holy Spirit is the one who goes with us and gives us the words to speak when we don't know what we should say. In those moments where we're saying, Holy Spirit, help me. I don't know how to win this one to the Lord. I don't know how to speak. The Holy Spirit will stir within you words that come straight from the Father. The Holy Spirit is the one who opens the heart of the sinner, causing them to go from stubborn, stone-hearted individuals to people who bow before Jesus as Lord. The Holy Spirit is the one who anoints us for ministry and appoints us into the call of God. He takes ordinary lives and makes them lives that transform the world. I like to say that a single moment spent in the presence of the Holy Spirit can transform your life, but a life spent in the presence of the Holy Spirit can transform the nations. The Holy Spirit is that something more. He's that deep stirring. What was it, do you think, that caused the martyrs to lay down their lives and say, take my blood, we want to preach the gospel. Jesus is Lord. That's the Holy Spirit stirring the love of God in that heart, shedding the love of God abroad in our hearts. The Holy Spirit is the one who gives us all the promises of the Father. The Holy Spirit is the one who causes us to walk in the perfect will of God, not by the day, not by the hour, but down to the millisecond like Jesus. You really love the Holy Spirit. I could go on and on and on. Wanneer dit kom by die goddelike drie-eenheid, dan praat ons oor die Vader, en ons praat oor die Seun en ons praat oor die Heilige Gees. Baie mense sukkel met die konsep van Vader, want ons word groot, volgende week is nou Vadersdag, maar baie van ons het groot geword met, ekskuus vir die Engels, met abusive paas, baie van ons het groot geword met afwesige paas, baie van ons het groot geword met paas wat hard is en nie liefde gewys het nie. So baie mense, as jy met hulle praat oor God die Vader, dan sukkel hulle sukkel, ekskuus vir nog 'n Engelse woord, maar Dominee Etienne het vir my gesê, julle praat tot ook mengels, so Afrikaans en Engels. Okay. Baie mense sukkel om te relate met die Vader, nee, as gevolg van 'n klomp negatiewe en slegte ervarings en ondervindings wat ons gehad het. Meeste mense wat ek ken, is redelik gemaklik met Jesus. Jesus as my vriend, Jesus as my verlosser, die een wat genade gee, die een wat my vergewe. En dan wanneer dit kom by die Heilige Gees, dan sukkel meeste van ons, want dit klink so airy-fairy-rig en ons kan nie lekker ons konsep daar of ons koppe daar rondom kry nie. So die eerste ding wat jy eerstens moet besef is, dis deel van die goddelike drie-eenheid. Dis die Vader, dis die Seun en dis die Heilige Gees. Dis 3 persone. Die Heilige Gees het emosies. Jy kan hom bedroef. Die Heilige Gees het 'n wil. Die Heilige Gees het 'n stem. En dis die derde deel van die goddelike drie-eenheid. Dit is die sagste persoon in die heelal, maar ook die
kragtigste persoon in die hemel. Jy lees, om die waarheid te sê, jy lees op die tweede versie, op die eerste bladsy van die Bybel, lees jy van die Heilige Gees. En die Bybel sê, die aarde was woes en leeg en donker. En dan staan daar, and the Spirit hovered. Die Engels sê, the Spirit hovered over the earth. Die Gees, die Gees was daar. En toe die Gees kom, toe kom maar lig, toe kom maar lewe, toe kom maar groei, toe kom maar impak. Wie van julle wat hier sit, het in julle besighede, het in jou persoonlike lewe, het in jou huwelik, wie van julle het lig daar nodig? Wie van julle het lewe daar nodig? Wie van julle het vitaliteit daar nodig? Wie van julle het groei daar nodig? Dan het jy die Heilige Gees nodig. En dan as jy so 'n bietjie verder blaai in Genesis, dan kom jy daar by Genesis, dit is nou reg onthou 33, en dan moet hulle die tabernakel bou. En dan kom die Here, en een van die eerste dinge wat ons lees van die Heilige Gees is dat hy iemand praktiese handvaardighede gee om goed te bou, om goed aan mekaar te sit, dit mooi te maak en die tabernakel te bou. Ja, Standerton, wat het jy nou gesê, Etienne, St. Anderson on the Wall, hoor ek. Dis blijkbaar wat die grand mense sê. Maar hier's nou 'n klomp industrie, hier's klomp plase in die omgewing. As daar nou een ding is wat jy nou nodig het, is partykeer om 'n ding fisies net reg te maak en aan mekaar te sit en te weet hoe om dit te doen. En die Heilige Gees kom gee vir jou die wysheid en die insig daarvoor. Wie van julle het moeilike besluite om te maak? Wie van julle het groot keuses wat jy moet maak? Ja, Jesaja 11:2 sê, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis gee, wat lei tot eerbied vir sy naam, sy Heilige Gees sal op jou rus. As jy wysheid nodig het, as jy moeilike besluite moet maak, en jy het in 'n vurk in die pad gekom, en jy weet nie, wat moet jy vat, wat moet jy los, waarvoor moet jy ja sê, waarvoor moet jy nee sê nie, dan het jy die Heilige Gees nodig. Wie van julle sukkel met 'n troetelsonde? En jy kan dit net nie oorwin nie. In jou geestelike lewe is soos 'n rollercoaster. My vrou, hulle sê party mense het 'n extreme gene binne in hulle. Dis soos 'n gene, dis nou nie 'n ding wat ek nou opmaak nie. Hulle het navorsing gewys. Daar's ouens, jy weet jy kry mos ouens wat van brûe afspring en van allerhande mal goed doen, hè. Hulle het in hierdie ouens 'n extreme gene geïdentifiseer. Ek dink my vrou het so ietsie van hom. Ek vir julle sê, so klompie jare terug is ons daar in Orlando en ons ry een van daai rollercoasters en dit was Mako, né? Ek dink dit was Mako. Jy's maar daai ding gaan so af. Maar op 'n stadium, en toe is ek weer by, jy weet, maar sy het dit alles gesien. Ek het op 'n stadium uitgepaas, maar ons het hom gery, papie. Maar party mense se geestelike lewens is soos 'n rollercoaster. Dan sê hier, dan beleef jy 'n bietjie ietsie van die Here en dan sê jy ver van die Here af. Hoorie, Esegiel 36 sê die woord, ek sal die kliphart, ek sal die rebelse hart, ek sal die opstandige hart, ek sal die sondige hart, ek sal die wellustige hart, ek sal die verslaafde hart, ek sal dit uit jou hart uitneem en ek sal vir jou hart van vlees gee, wat sag is teenoor my en teenoor my dinge. Sagaria sê vir ons, nie met mag en met krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees. Elkeen van ons het huwelike en besighede en werke en kinders en verantwoordelikhede wat ons moet nakom, maar jy het die Heilige Gees nodig om vir jou die krag en die leiding te gee. Sagaria sê, jy gaan net slaag as die Gees by jou is en as die Gees met jou is. En dan kom sê die Here in Johannes, Jesus Etienne, het julle verkykers vir daai skerm daar agter? Of het jy nog 'n jonk man se oë, lyk dit vir my. Alright, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Kan jy jouself voorstel? Jy staan langs Jesus, by Jesus, jy eet, leef, slaap, drink vir 3 jaar saam met hom en hy staan langs jou en hy sê vir jou, luister, as die Heilige Gees nie kom, jy gaan julle sekere goeders nooit begryp, nooit snap, nooit verstaan nie. Julle het die Heilige Gees nodig. Ek het nodig om weg te gaan
En in ons westerse koppe, dit maak nie sin nie. Nee, Jesus bly, Jesus kom saam met my, Jesus wandel saam met my. En David Giga Hernandez het so mooi gesê in daai videoklip, the Holy Spirit, want dit is vir ons moeilik om ons koppe om die beginsel te kry, of om die persoon te kry, is Jesus without limitations. Ag, dankie. Tannie, ek sien jy is mooi wakker regdeur. R50 in jou maksie spaar hoor. Kan jy jouself voorstel dat Jesus sê, jy het die Heilige Gees nodig, anders gaan jy sekere goeders nooit snap en nooit verstaan nie. Ek wil vandag die stelling maak. Dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie. Dis onmoontlik. Baie van ons dink, as ek net 'n bietjie harder probeer, en as ek net 'n bietjie meer Bybel lees, en as ek net 'n bietjie meer bid, en as ek net 'n bietjie meer vas, en as ek net 'n bietjie meer wilskrag aan die dag toon, en as ek net 'n bietjie meer effort insit, dan gaan ek hierdie troedelsonde oorwin, dan gaan ek rein en heilig kan wees. Ek wil vir jou sê, dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, dis onmoontlik. Impossible. Jy kan nie. Daar's 'n vertaling van die Message vertaling wat skryf sheer muscle and willpower. Sê die Message vertaling, sal dit nie vir jou bewerkstellig in jou lewe nie. Alright, ons gaan stil staan by 4 vinnige puntjies. Nommer 1, die Heilige Gees werk op 4 maniere. Ek gaan vir julle 3 gee vanoggend. Dalk vanaand of môre aan die 4de een, ons maar kyk hoe mooi luister julle. Kan ek gou amen kry? Amen, dankie. Right, en dan ons gaan 'n bietjie praat oor Jesus wat die dooping met die Gees ontvang het, die disippels wat die dooping met die Gees ontvang het, en dan hoe ontvang ek dit? So dis baie belangrik. Ons het nou vir mekaar gesê, dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, dis onmoontlik. Jy het die Heilige Gees nodig. Jy het sy vuur, sy passie, sy ywer. Hy moet jou oë, jou ore, jou hart, jou verstand moet hy oopmaak, moet hy bemagtig. Hy bewerk dit binne in jou om te wil. It's the holiness spirit. Hy maak jou heilig. Kom sê, Levitikus 11:43 wat sê, maak my rein want U is rein, maak my heilig want U is heilig. Die Heilige Gees kom doen dit binne in jou midde. Goed, eerste gedagte. Die Heilige Gees werk op 4 maniere. En nou wil ek net gou hê 'n open mind. Right? Ek gaan dalk nou hier en daar 'n woordjie of 'n term gebruik. Ja, maar Boetie, jy weet in ons tradisie praat ons nou nie oor die goed nie. Right, so hier net julle by. Wie gaat ons? Nommer 1, daar is 'n werking van die Heilige Gees. Nou ek wil dit net gou verduidelik. Julle is hier vanoggend, want daar is in elkeen van julle 'n werking van die Heilige Gees. Jy kom nie kerk toe in die middel in Standerton in die winter wanneer dit koud is, as daar nie 'n werking van die Heilige Gees in jou lewe is nie. Die Heilige Gees is besig om in jou hart te werk. Jy is hier vanoggend want die Gees werk. 1 Korintiërs 12, ek dink ek het hom opgesit, dat ek net alright, ek sal nou by 1 Korintiërs 12 uitkom. Kom ons 1 Korintiërs 12, ons sal hom nou vinnig herhaal. 1 Korintiërs 12 sê, niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is sonder 'n werking van die Heilige Gees nie. OK? Elke een van julle wat hier sit, het 'n werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Toe die disippels aanvanklik begin het om agter Jesus aan te stap, was dit omdat die Heilige Gees hulle harte sag gemaak het, omdat die Heilige Gees hulle verstande oopgemaak het, omdat die Heilige Gees die wortels uit die ore uitgetrek het, die gordyne vir die oë weggespan het. Die Heilige Gees het vir hulle gesê, hey, hoorie, hy is die Messias. En hulle begin agter hom aanstap. So dis die eerste manier hoe die Heilige Gees in jou werk. So klop jou net op die skouer en sê, die Heilige Gees werk in my so lank. Right. Dan die tweede ding is, daar kom 'n vulling van die Heilige Gees. Toe ons nou gisteraand
Daarby, dankie vir julle gasvryheid, Dominee Etienne, het ons daar in die spaarkamer instap, is daar een van daai diffuser, lekker ryk goeters, goodies, dingetjies, McGafters. Yes, maar dit ruik so lekker in daai kamer. Dis net so half. Maar as jy 'n ding ruik in asem, waar kom dit? Aan die binnekant. As jy op 'n punt gekom het, wat jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het die Heilige Gees binne in jou kom woon. Okay? So, as jy vanoggend hier is daar 'n werking van die Gees in jou lewe? As jy vanoggend hier is daar, as jy ja gesê het vir Jesus, as jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, dan is die Heilige Gees binne in jou. En dan sien ons hoe daar 'n doping met die Heilige Gees gekom het, en dan die 4de een sal ek môre aand of ergens gaan ek hom nog met julle deel. Okay, so byt vas. Right, hier gaan ons werking van die Heilige Gees. Ons het vir mekaar gesê, daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. So dit, elkeen van julle wat hier is, het dit. Alright. Vulling met die Gees. Dit het plaasgevind na die hemelvaart. Die disippels het 'n werking van die Gees ervaar. Jesus was buite hulle. So dit is baie belangrik dat ek net gou dit lees. Hy kon nie binne in hulle wees nie. So nou kry jy, soos hulle in Engels sê, just track with me. Right, so die disippels begin agter Jesus aanloop. Daar's 'n werking van die Gees in hulle lewens. Maar waar's Jesus? Langs hulle, by hulle, saam met hulle. So Jesus is nie binne in hulle nie. Toe kom Jesus in Johannes 20, en dit is bietjie weird, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. So nou kom Jesus en hy sê, ons moenie worry nie, ek gaan dit nie hier doen nie, dan gaan almal dink ons is nou baie weird. Okay? Maar Jesus kom en hy blaas oor sy disippels. Toe ons gisteraand in daai kamer instap en ons ryk daai ding en ons asem dit in, waar kom dit? Binnekant. Alright, so onthou nou, hier is 'n werking van die Heilige Gees. Jesus kom, hy blaas oor hulle. Wat doen hulle? Onthou nou, Jesus het opgestaan, so waar kan Jesus nou wees? Binne in hulle. So daar's 'n werking en Jesus is binne in hulle. En hulle is nog steeds 'n spul kettiekoppe. Hulle is so half, jy weet, ons het nou gedink, dis die tyd wat God die koninkryk van Israel gaan oprig. Ons het gedink, hy's 'n aardse Messias, wat Israel se politieke en ekonomiese redder gaan wees. En hulle is so half, onthou nou, hulle die werking van die Gees, hulle die Heilige Gees binne in hulle, en wat doen hierdie spul kettiekoppe? Boys, kom ons gaan vang weer vis, sê Petrus. En hulle, George, gedra jouself nou. Ek het vir George gesê, hy moet homself gedra vandag, hy's tussen ordentlike mense. Maar Petrus kom, en die jong mense het 'n lekker slangwoord wat hulle daarvoor gebruik, hulle backslide. Hulle val terug na hulle ou lewe. Hulle gaan terug na hulle ou lewe toe. Hulle die werking van die Gees het binne in hulle gekom, en hier gaan vang hulle nou vrintie waar, gaan vang hulle weer vis. Hulle draai hulle rug op die Here, en hulle val terug na hulle ou gewoontes, hulle ou lewe, en 'n ou manier om hulle. So, jy het ietsie meer nodig. En nou kom ons by die doping met die Gees. Matteus 3 sê Johannes die Doper, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom is my meerdere. En ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Lees hierdie sinnetjie hardop saam met my. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Ek wil dit nie te tegnies maak en te de mekaar maak nie. As jy praat oor die vulling met die Gees, it's the Holy Spirit in you. Daar's 7 tekste in die Bybel wat sê, but the Holy Spirit will come upon you. So jy moet daai onderskeid tref. Almal van julle wat hier sit, het 'n werking van die Gees. Almal van julle wat hier sit, as jy ja gesê het vir Jesus, het jy vir Jesus binne in jou en het jy die vulling met die Gees. Maar dis nie genoeg nie.
Want die disippels het nog steeds teruggeval na hulle ou lewens toe. Toe kom. En as ons nou Handelinge lees, Johannes het Jesus wat self aan die woord is, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Die Engels praat oor the Holy Spirit upon. Daar's 7 tekste, 5 in die Nuwe Testament, so 2, 3 in die Ou Testament, wat sê the Holy Spirit will come upon you. En toe verander dinge. En toe leef hulle rein en heilig. En toe leef hulle toegewyd. En toe is hulle aan die brand. En toe stap hulle die pad. En toe is daar boldness. En dan is daar nog 'n 4de stappie wat kom. Ek sal hom later in die week met julle deel. So Jesus ontvang die doping met die Heilige Gees. Het Jesus die Heilige Gees gehad toe hy gebore was? Kyk. Dink gou mooi. Het Jesus die Heilige Gees gehad toe hy gebore is? Wat sê julle? Ja. Ons lees dat die engel kom na Maria toe en dis weer een van daai tekste, een van die paar tekste in die Bybel wat praat oor the Holy Spirit upon you, en dan sê die engel sê the Holy Spirit will come upon you, the Holy Spirit will overshadow you, en hy sê en dan sal God lewe binne in jou verwek. So wie het lewe geskep binne in Maria? Heilige Gees. Wie het lewe geboorte gegee aan Jesus? Heilige Gees. Hoe weet ons dit? Want die handleiding sê dit vir ons. Die handleiding sê, terwyl hy dit in gedagte gehad het, dis nou Josef en hy besluit, hy gaan hierdie vlerrigat nou los, want sy het duidelik rondgeslaap. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwerk is, kom van die Heilige Gees. So Jesus het die Gees gehad. Jesus was geskep, gemaak, gebore deur die Heilige Gees. En tog kom die Here en hy sê vir hom, hoorie, I want the Holy Spirit to come upon you. Kom ons lees dit net vinnig. Die Gees werk kragtig deur hom, hy is die seun van God, tog voor hy begin bedien, voor hy enige preek, voor hy enige sieke genees, voor hy enige dooies opwek, voor hy enige duiwels jaag, ontvang hy die doping met die Heilige Gees. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaanrivier gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word. En nou kom u na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem, Jesus is gedoop, het dadelik uit die water uitgekom, met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel uit wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Jesus, geskep, geboorte gegee, lewe gegee deur die Heilige Gees, en tog kom die Vader en hy sê, hoorie, the Holy Spirit must come upon you om jou toe te rus vir die prediking, vir die genesings en vir alles wat moet gebeur hierna. Nou vra ek vir jou met vra ek vir jou met trane in my babablou oë, as Jesus dit nodig gehad het, surely het ek en jy dit ook nodig. Was nou die regte punt om te sê amen, Tannie? Amen. As Jesus dit nodig gehad het, seker het ek en jy dit nodig. Okay? Nou, wat sien ons in hierdie gedeelte? As mense my vra, hoekom moet ek gedoop word? Dis nou fisies gedoop word. Dan is my lang teologiese antwoord, volg Jesus se voorbeeld. Ek weet julle is onder 'n baptiste sambreel. Ek wil net gou vir jou sê, is jy al groot gedoop? Ek glo meeste van julle is. As jy nog nie groot gedoop is nie, Kinako, it is time. Dis tyd. Hoekom? Want so voldoen ek aan die wil van God. So ontvang ek, om daai beeld in Matteus 3 te gebruik, you receive an open heaven. You will receive the infilling of the Holy Spirit. En jy sal 'n stem hoor wat sê, Willie,
Jy is my geliefde seun. George, jy is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Soos belangrik. As jy doen presies wat Jesus doen, gaan jy dalk in die moeilikheid wees by die kerk, maar nooit by die Here nie. Belangrik. As dit vir Jesus nodig was om gedoop te word met die Heilige Gees, sekerlik is dit noodsaaklik vir jou en vir my. Okay. Die disippels word gedoop met die Heilige Gees. Onthou nou, ons het vir mekaar gesê, julle het hom. Daar's 'n werking van die Heilige Gees in die disippels se lewens. Hulle begin agter Jesus aanstap. Toe kom hy in Johannes 20, nadat hy opgevaar het net voor hy opvaar na die hemel, blaas hy oor hulle. Hulle ontvang die Heilige Gees. Hy sê ontvang die Heilige Gees en hulle het 'n werking van die Gees, hulle het 'n vulling van die Gees, maar hulle val nog steeds terug na hulle ou lewe toe. Toe kom daar Handelinge 2 en the Holy Spirit comes upon them. They had the Holy Spirit in them, the Holy Spirit comes upon them. En toe eers verander dinge radikaal in hulle lewens. As 'n werking van die Gees, vulling met die Gees, doping met die Gees, 4-1, kom maar aan. Die disippels voor die doping met die Heilige Gees. Ja. Jesus preek oor skape, bokkies, emmers, onkruid, Romeinse soldate. Hulle kyk vir hom so, Hulle kyk vir hom met so 0-0 boggerol uitdrukking aan. Jesus preek eenvoudige preke. Hulle snap dit nie, hulle verstaan dit nie. Daar's 'n stryery onder mekaar oor wie die belangrikste is. Op 'n stadium kom Johannes en Jakobus se ma en ek dink sy het melkterk en koeksusters en 'n paar beskuite gebak en sy kom na Jesus toe en hulle wil Jesus se arm draai. Here, as u koninkryk vestig, dan wil een aan die linkerkant en een aan die regterkant sit. Dit gaan oor posisie, dit gaan oor status en hulle stry toe nou onder mekaar daarna oor wie is die belangrikste. Verstaan eenvoudige preke nie. Verstaan nie, Jesus bring 'n hemelse koninkryk, nie 'n aardse koninkryk nie. Hulle stry onder mekaar. Sekere siektes genees hulle nie. Hulle bring 'n seun wat dikwels in die water, dikwels in die vuur val. Die disippels bid vir hom, nothing happens. Hulle het beperkte sukses. Toe die tekkie die teer slaan, toe hardloop hulle almal weg behalwe Johannes. Markus, nou ons weet nie lekker wat daar gebeur het nie, maar hy het sy bedlaking om hom gehad en lyk vir my kaalslaap was die inding gewees. En toe nou word Jesus gearresteer. Ons weet nie hoe hy nou daar met die laken om sy lekker armspakkie daar of Markus pakkie aangekom nie. En toe op 'n stadium te pluk iemand sy laken af. Jy het net twee sulke wit boutjies in die donker sien weghardloop. Nee, soos in Genian, gaan lees dit. Hulle hardloop weg, hulle laat hom in die steek. Jesus op 'n stadium sê Petrus, hy roep vir Jesus eenkant toe. Nee, wag, hy is nou die senior ou hier. Hy wil net vir Jesus nou 'n bietjie in lyn kry. Just get with the program. Here, mag dit nie en die Here kom. En hy bestraf die duiwel in hom. Dis nou 'n ou wat die werking van die Gees het. Dis nou 'n ou wat op daai stadium het hy nog nie die vulling met die Gees beleef nie, maar die Here bestraf die duiwel binne in hom. Hy sê gaan weg van my af. Jy bedink wat die duiwel doen. Hoe lekker sal dit wees? Dominee Etienne hier van die verhoog af sê, hey. Jy praat en tree nou op, nes die verbrande duiwel. Nie vars nie, okay? Hulle gaan terug na hulle ou lewens en hulle gooi handdoek in. 'n Droom is aan skerwe. Dis nie 'n baie suksesvolle prentjie wat vir ons geskets word nie. Na die doping met die Heilige Gees. Hulle het gesien, 50 dae terug, het hulle gesien hoe Jesus wreedaardig, bloeddorstig, doodgemaak word deur hierdie selfde mense wat hulle nou dreig en sê, hou op om in hierdie naam van Jesus te preek. En die Heilige Gees kom gee vir hulle boldness. En hulle sê vir hulle, luister julle manne, julle moet besluit, of ons aan God of aan mense eerder gehoorsaam moet wees. Julle moet maar sê wat julle wil, maar ons gaan aan God gehoorsaam wees. En hulle is bold. En daar is vrug.
Hulle word gedreig en geslaan, maar hulle hardloop nie weg nie. Hulle gooi nie handdoek in nie. Daar's vrug, daar's groei. Hulle verstaan die Heilige Gees word uitgestort. Petrus staan daar en hy klik. Ketting, 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 ketting. Hier gaan die liggies aan. Dis Joël 2. Dis die uitstorting van die Gees. In my laaste dae sal die jong mense profete wees en die ou mense drome droom of hoe werk dit? Ek kan nie eintlik van daai versie nie. Ek moet sê die ouer manne moet. En Petrus besef, want dit is wat hier gebeur. Uit Joël uit, hy verstaan die woord. Hulle is effektief, hulle is suksesvol. Hier's nou so 'n bietjie van 'n skaduweetjie. En dan lê hulle mense daar op die strate uit, sodat as Petrus verbykom, sy skaduwee net op mense val, dan word hulle gesond. Wonderwerke vind plaas. Kan julle, wie van julle het al hierdie extreme makeover home editions goed gekyk? Dan val die plek uit mekaar uit en dan na die tyd. Dis 'n prentjie van voor en na die Heilige Gees. Wie van julle het al hierdie extreme makeovers gesien? Dan weeg jy ou 400 kg, hy so effentjies oorgewig en kan nie lekker loop nie en dan van hy eet wortels en dan dan sê die ou maar en dan voor en na prentjie. Dis 'n prentjie van die Heilige Gees. En nou is my vraag. As die disippels, die 12 apostels, as hulle die doping met die Heilige Gees nodig gehad het, sure is nuts het ek en jy dit nodig. Okay. Ek het gewag. Okay. Ek het niks gesê vanoggend wat julle nie al gehoor het nie. Dis nie, dit nou, waar kry jy daai versie in die Bybel nie? Moses 7, ek het nie eens geweet daar so 'n boek in die Bybel nie. Dominee Etienne, is ek seker het al honderde kere oor die jare hierdie verse vir julle gepreek. Ek is oortuig daarvan. Julle het vanoggend niks gehoor wat julle nie reeds weet nie. Die vraag is net, hoe ontvang ek dan nou hierdie doping met die Heilige Gees? Jy kry vleeslike Christene en jy kry heilige Christene. Na die dag praat ek met my belydennisklas en ek wys vir hulle 'n prentjie van hoe 'n vleeslike lewe in beheer is. Hoe 'n vleeslike lewe lyk. Jy het Jesus in jou lewe ingenooi. Kom ek sê dit so. Ek weet dit gebeur nie in hierdie gemeente nie. Maar ek is konsekwent geskok wanneer ek buite 'n kerk omgewing met Christene te doen kry. Check net hierso. Ek en die Here het 'n ding oor vere. Ek sal dalk môre aand vir julle vertel oor die vere. Dis nou baie interessant. Net vinnig oor die vere. Etienne, hoeveel tyd het ek? Ons op by ons kantoor instap, ons het 'n raadsaal, dan sit ons almal om die tafel en as ek so om die tafel kyk dan die grond dan lê daar 'n veertjie. En dan stap ek in my kamer in. Dan lê daar 'n veertjie in die middel van die bed. Ons weet almal hier's baie tortelduwe hierso. Ek stop by die kantoor en klim ek uit my kar uit dan lê daar 'n veertjie. En dan lyk dit vir my, nou obviously het iemand se baadjie uit wat op die verhoog was. En dan kom ek in Standerton op die verhoog en dan is daar 'n veertjie. Psalm 91 sê, He will cover you with his feathers. He will
protect you. En toe die Here met my 'n paadjie begin stap oor die veertjies, en langs storie kort te maak, het uitgekom op, ek is by jou, ek is met jou, soos wat ek by Moses was, so sal ek by jou wees, maar so, hy nie daar. Ek is konsekwent geskok, ontnigter, teleurgesteld. As ek op 'n Vrydag aand by 'n braai kom en niemand weet ek is 'n dominee nie. Die oomblik wanneer hulle hoor ek is 'n dominee, kry almal 'n aanval van heiligheid. Ja, jammer dominee vir daai vuil grap, ek sê jammer. Dan wil ek vir hulle sê, moenie bekommerd wees nie, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, ek vergewe jou. Dis die versoeking, maar ek doen dit nie. Die taalgebruik. Ek kan nie glo hoe swets en vloek die gemiddelde Christen nie. Ek weet dit gebeur nie hier op die myne by julle nie. Ek weet dit is nie in Standerton omgee. Ek weet dit gebeur nie hier nie. En dan wil ek vir julle sê, daar's party predikante vir wie ek zero respek het. Want hulle is flip en heilig hier op hierdie kansel, dan klim hulle van daai kansel af om hierdie taal hoor. Daar's sekere predikantgroepe waar jy dit konsekwent hoor, en daar's ander groepe waar ek 'n stuk heiligheid sien. Die opmerkings, voor die ouens nou weet ek se dominee, die opmerkings rondom die braaivleisvuur oor die vrouens wat die aand daar is. Staan in ons gemeente, hy maak selfone reg. Hy sê vir my, Pieter, jy sal nie glo dat op die manne se fone is nie. En deesdae baie van die vrouens. Daar's 'n gebrek aan heiligheid. Daar's 'n gebrek aan commitment. Daar's 'n gebrek aan vrug. Ek sien zero verskil tussen party sogenaamde Christene en die wêreld daar buite. Hoorie, as jy sê jy het Jesus aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker, dan gaan dit beïnvloed hoe jy praat. Dit gaan beïnvloed wat jy met jou liggaam doen. Dit gaan beïnvloed wat jy met jou tyd doen. Dit gaan beïnvloed wat jy met jou oë doen. Dit gaan beïnvloed wat jy met jou mond doen. Dit gaan beïnvloed wat jy met jou tyd, jou drome, jou ideale, jou begeertes, jou drange, alles. Hoorie, 'n paar van julle manne wat hier is, wie van julle wil graag hê julle gebede moet meer beantwoord word? Moenie hande opsteek nie. Weet jy, daai enetjie wat nou langs jou sit, die Bybel sê, hanteer haar ordentlik, dan sal ek jou gebede beantwoord. Ek praat so met my belydensklas oor hierdie ding, wys vir hulle twee prentjies, die vleeslike Christen en die toegewyde, geesvervulde kind van God. Ek sê vir hulle, hoorie, waar dink julle is meeste van die kerk? My tieners in die kerk sê vir my, oom, ons dink 95% van die kerk is by daai vleeslike boksie. Dit kan nie, dit mag nie, dit moet nie. Heilige Gees maak die verskil. Okay. Hoe ontvang ek die dooping met die Heilige Gees? Jy ontvang dit deur gebed en gelowig te aanvaar dat as jy 'n ding bid, dat die Here dit sal doen. En dan as jy die Handelinge lees, hoe het daai eerste kerk, hoe het hulle die dooping met die Gees ontvang? Hand opleg. Okay. Tyd het ons ingehaal. Net gou op 'n ander bladsy. Toe ons gebid het voor die tyd, het ek beleef hier's een of twee mense wat letterlik sukkel met hartprobleme, hartkwale, hartversaking, en dalk water op die hart, dalk pyn op die bors. Wie is dit? Steek net vinnig jou hand op.
Ek weet ek kom nou vandag op jou af. Dis is hartprobleme. Daar's nog, wie nog? Steek gou die hande op. Daar's hy se paar hande. Okay. Kom asseblief na die tyd vorentoe en dan gaan ons vir julle bid vir genesing. Dat die Here jou aanraak en jou hart genees. Ons het ook beleef voor die tyd, wie is daar wat hier is wat sukkel met hulle spysverteringsstelsel? Dit kan reflux wees, dit kan die maag wil nie ordentlik werk nie. Wie? Steek gou die hande op. Spysverteringsstelsel, wie daar's nog iemand? Daar's nog iemand. Okay. Kom vorentoe, dan gaan ons vir julle bid. Ek gaan gou-gou, ek wil net gou-gou, kan julle my nog 3 minute gee? Etienne, trek het maar van die checkie af. George, wil jy staan gou-gou? Willie staan bekend by die gemeente as Lazarus. Hy was letterlik dood. Hy was breindood verklaar, in 'n koma gewees. Die hele wêreld het vir hom gebid, die Here het hom op 'n plaas net hier aan die ander kant. Het hy in 'n tanker geval met 23 ton bloed. Met 16 ton bloed, 23 minute in die tanker gewees. Hulle het hom na 23, as ek jou vir 23 minute onder die water hou, I kill you dead. Hy was vir 23 minute te kry hom in daai bloed. 51 minute later kry hulle pols nadat hulle vir hom begin bid het en 'n klomp mense begin intree. Lazarus. Hy is hier om vir julle te bid. Hy en George, hulle bedien die hele land vol, veral op mannekampe. George, Billy ook, Wine Woman Song, kettiekoppe gewees, radikaal tot, nee, glad nie, radikaal tot bekering gekom, hulle is beskikbaar om vir julle te bid. En dan het ek vir profeet Visser en Hans, staan julle twee net gou-gou. Ons het sielkundiges in ons omgewing in Johannesburg. Wat as hulle vashak met 'n ding, dan stuur hulle die mense na aansit toe. Daar's baie min mense in die land wat die kennis het. Baie sterk profetiese bediening. As jy vanoggend hier is en jy het 'n woord van die Here afnodig. Die res, het ek gesê julle kan sit. Peace brother. Hans en Ansie. By your man. Right. En dan is my persoonlike vrou hier, wat ook 'n sterk profetiese gawe het. En sy het die gawe van vasbyt, deurdruk, vergifnis, want sy hou dit met my uit. Dan het ek vir Marius en vir Eloise, dit moet nou nie die mekaar raak nie. Die Eloise hier voor is my persoonlike Eloise. Die ander Eloise is Marius se Eloise. Marius het vir jare saam met Dion Hakie bedien, wat 'n ongelooflike genesingsbediening het, revival bediening. Hulle weet hoe om vir mense te bid vir die vulling en die doping met die Heilige Gees. En dan Sonja en Neil. Sonja is by ons op die kerkraad. Sy het net vanoggend kom kyk dat ek myself gedra, al is dit dan sleg. Sterk intercessiebediening, baie geweldige pastorale harte. Ook is 'n sterk profetiese gawe. Anay, brilliant teacher, sterk profetiese gawe, almal sterk intercessors. Ek gaan sommer vra dat julle sommer net gou hier voor kom staan. Right, kom staan gou hier voor. Staan julle ook sommer net hierso. Kom sê net vir my na die tyd as George hom sleg gedra, dan sal ek met hom praat. Okay. Jo, dis warm vir hierdie ouetjie. Right. Ek gaan vir jou geleentheid gee. Hulle is net vir oggend hier. En dan gaan ons gaan dan nou ietsie lekkers saam eet. En dan gaan hulle huis toe. Hulle twee gaan vasbyt. Hulle sê hulle gaan vanaand. Gaan julle ook? Fantastiek. Ek het so jammer vir myself gevoel toe dog ek, Here, gaan ek vir al hierdie mense moet bid vandag, maar dankie, dan is ek baie bly, hulle is ook hier. Staan saam met my. So, jy het nou 'n geleentheid. Enige ding wat op jou hart is. Man, jou vrou werk op jou spiere, jy wil jou kind vermoor, jy wil jou baas hande oplê sonder gebed, of dalk is jy die baas. Enige ding onder die son waaroor jy gebedsversoek het, moenie, soos Dominee Etienne gesê het, moenie huis toe gaan met 'n las nie. Kom laat ons saam met jou bid. Ons is hier om julle te bedien.
En dan as jy hier is en jy sê, hoorie, ek bid vir my vir die Heilige Gees. Dan gaan ons dit obviously met plesier vir julle doen. Die ouetjies met die kwale, kom ek sal baie graag vir julle wil bid vir genesing. Maar obviously almal hiervoor kan dit ook doen. Alright. Dankie vir julle geduld. Ontvang die Here se seën. Numeri 6 sê, May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. En mag julle elkeen, mag julle die liefde van ons hemelse Vader, die goedheid van ons hemelse Vader, die voorsiening en die beskerming van ons hemelse Vader, mag julle dit beleef en ervaar en ondervind, soos van nog nooit van tevore nie. Mag julle die vriendskap, die vergifnis, die genade, die geduld van Jesus beleef en ervaar. En mag julle die wysheid, die insig, die krag, die vrede en die vreugde van Heilige Gees beleef en ervaar. En ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En almal sê, Amen, amen.